Hemelse Vader, dankie dat ons nou kan weet dat U hier teenwoordig is. Ons wil so graag naby aan U wees. Sit by U voete en luister wat U vir ons wil sê. Troos, aanmoedig, help. Ons wil vanoggend luister en neem wat U vir ons wil sê. Oop ons hart en gedagtes dat ons kan verstaan en neem, bære en gaan doen wat U vir ons leer. Dankie dat U ons vergewe, ons sonde vergewe, dat U ons wil help om reg te leef, soos kinders van God. Ons begeerte. Dit bid ons in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Daardie hele gedeelte gaan alles oor die liefde van die Here. En die Here wil hê dat ek vanoggend met julle praat en herinner aan hoe groot sy liefde is vir jou. As ons lees toe die Here Jesus gekom het, alles wat hy kon doen het, hy het gepraat liefde. Die Here Jesus het gesê dat God die Vader het vir my en vir jou en hierdie hele wêreld so lief dat hy wil red. En dat hy besluit het om die Here Jesus te stuur. Want hy het lief. Nou as hy vandag kyk wat gebeur hier op die aarde. Ek dink hy is hartseer en huil as hy sien en hoor die oorlog en mense wat beklei en mekaar lelik is. Hy wil gee liefde. Want as daar op die aarde liefde is, daar sal nooit oorlog wees nie. Nooit lelik met mekaar wees nie. Nooit getrouwde paartjie wees wat skyn nie. Daar is so baie stukken hier op aarde. En almal soek liefde. Dis hoekom so baie mense liefde gaan soek op verkeerde plekke. Want soek liefde op 'n verkeerde manier. En dan kry hulle seer. Dan verstaan hulle nie mooi wat is liefde. Maar ons soek almal ware liefde. En die Bybel leer
God die Vader, alleen hy weet hoe is ware liefde. En hy is ware liefde. En hy wil daardie ware liefde vir my en vir jou gee. Dis hoekom hy besluit het. Hy is nie meer kwaad vir ons oor sonde nie. Hy wil vergewe. Hy roep, kom terug. Hy wil ons vashou. Want hy is so lief vir my en vir jou. Hy wil daardie sonde wegvat, vergeet, en ons aanmoedig en help om gelukkig te leef. En hy wil ook vir ons daardie liefde gee. En daardie stuk wil gelees het, want daar skryf Paulus oor hoe lyk 'n persoon se lewe wat nie liefde ken nie. En hoe lyk by jou lewe as die Heilige Gees kom woon binne jou, en wat hy wil gee vir my en vir jou. En daar's baie dinge wat die Heilige Gees gee. Ek wil vanoggend een ding noem wat die Heilige Gees gee. Die eerste wat die Heilige Gees gee, hy gee liefde. Eerste, want Jesus het gesê vir ons in Johannes 14, het Jesus gesê, as ek en jy vir hom, vir Jesus, lief het, sal God die Vader vir my en jou lief het, en Jesus sal vir my en jou lief wees, en hy sal kom en vir my en vir jou wys wie hy is. En die verder sê Jesus weer, as ek en jy hom lief het, sal hy by ons kom woon. Hy en die Vader. Dis hoe belangrik liefde. Hoe lief hy vir my en jou het. Hy wil saam met jou kom woon. Hy gee om. Hy wil jou beskerm. Hy wil jou help. Hy weet alles van my en van jou. Hy weet hoe jy sukkel. Hy weet, en hy wil jou help. En daarom wil die Heilige Gees vir my en vir jou eerste gee liefde. Liefde vir God die Vader. Liefde vir die Here Jesus Christus. Want as ek en jy hom lief het, hy kom woon by my en by jou. As ons nie lief is vir hom nie, hy kom nie na ons toe. As ons nie lief is vir hom nie, hy sê ons kan nie doen wat hy sê nie. En daarom sê Paulus, daar 3 dinge, wat die belangrikste is. Eerst is geloof, hoop, liefde. Maar die grootste, belangrikste, sê Paulus, is liefde. Nou ons leer en verkondig, almal moet vir Jesus aanvaar en glo. Ja, maar jy en ek kan alleen glo, waarlik glo,
as ons hom lief. Ons sal net naby hom wil lewe, as ons hom lief. Luister, doen wat hy sê, as ons hom lief. As ons die lief het, sal hy omgee. Ons sal doen wat ons wil. En Jesus wil hê, graag begeer hy, dat die Heilige Gees van my en van jou gee, maar liefde vir hom. En ek wil vir jou vra vanoggend, maar stil, dink, praat met hom, maar ook, vra, gee vir my en vir jou sy liefde, om vir hom alles oor te gee vir hom, en om nader in lewe aan hom. Jesus wil hê, ek en jy moet so bewus wees van hom, dat het vir jou voel of hy langs jou staan. En waar jy loop, jy bewus is en ervaar, hy saam loop met jou. En as jy en ek bewus is, ons sal niks doen, as ons nie eers vir hom vra, Here, is dit reg, is dit oké? Kan ek dit doen, of moet ek dit los? En dis hoe ek wys, ek is lief vir hom. Ek wil hom volg, doen wat hy sê. En daarmee wil die Heilige Gees aanmoedig, leer herinner aan wat die Here Jesus gesê het. Nou, ek weet, baie sukkel om die Bybel te verstaan. Want dit beteken nie jy moet dit volsing, het jy lees nie. Nee, dit moet jy lees. En jy kan vra, Here asseblief, wat my verstaan. Want ek is lief vir my. En wanneer ek en jy stil word, daar by die huis, alleen om te ontmoet vir Jesus, en praat met hom, en praat met ons hemelse Vader, die Here, ons hemelse Vader. Praat met hom, bid. Ek kan vir jou vertel, dat die Here lief is vir jou. Ek kan vir jou vertel, dat hy dat hy gesê het, hy wil kom na jou, en hy wil omwys vir jou. Maar jy moet stil word, tyd maak vir hom en vra, asseblief Here, wat is hier vir my? En ek weet, as jy waarlik vir hom soek en vra en klop, Jesus sê, hy sal gee, hy sal opmaak, hy sal vir jou wys wie hy is. En hy sal jou bewus maak dat hy van jou is. En hy wil hê ons moet so naby hom lewe, dat my jou lewe meer en meer verander.
Ons sê, ons moet meer en meer word soos Jesus. Maar dit beteken nie dat ek word Jesus nie. Nee, ek word soos Jesus. Ek moet lewe soos hy. Hy is my voorbeeld. Ek volg hom. Dit kan ek en jy alleen doen, as ek en jy lief is vir hom. Nou hoe sien ons of 'n persoon lief is vir die Here? Hoe dink julle? Ons sien dit as hy doen wat Jesus sê. En Jesus sê, nee, in hierdie wêreld is daar twee paaie. En Jesus wil sê, draai om, kom terug, loop op hierdie pad. Saam met hom, dis die pad van liefde. Jesus sê, ons moet mekaar ook lief hê. En ek en jy kan nie vir mekaar lief wees as ons nie vir Jesus lief het. En ons moet ander mense wat op daardie verkeerde pad loop, pad met baie probleme. Ons moet hulle roep en help om te draai terug. Daar is vandag baie mense wat swaar kry. Hulle kry swaar omdat hulle geen pad loop, verkeerde dinge doen, nie luister nie. Maar daar's baie kinders van God wat swaar kry. Omdat die duiwel hulle wil verwoes, vir my en vir jou wil verwoes, die liefde van die Here Jesus wil wegvat. Hy wil hê ek en jy moenie 'n verhouding hê met Jesus nie. Want liefde is 'n verhouding. 'n Verhouding. Daar's baie kinders van God wat swaar het, sukkel, omdat hulle wil aanvaar vir Jesus. Hulle wil aanvaar en lief wees vir hom, maar hulle wil nie hierdie verkeerde pad bos. Hulle wil aanhou loop op daardie pad. Aanhou doen wat verkeerd is. En wat hartseer is, dat as jy met daardie persone praat, roep, of hom sê nie, die Bybel sê so, Jesus sê so, hy sê, moenie my bedek, moenie vir my sê nie, ek weet dit, nie nodig, ek weet wat is reg, ek bid vir daardie mens. Daar's baie goed daar buite, vir wie Jesus ook lief het. En hy wil hê ek en jy, julle, het gaan vertel en wys vir hulle liefde. Sodat hulle om soek liefde van Jesus terugkom kry. Mense soek liefde. Ek wil vanoggend vir jou sê, en herinner, want die Vader baie lief is. Jy moet vat. Pas op. En jy moet vra vir die Heilige Gees. En sê, maak oop.
gee vir my ook liefde, vir jou ook liefde. En dit wat ons nodig het in hierdie gemeente, hierdie aarde is liefde. Die liefde van die Here Jesus